Ons gesels vanoggend oor Christene in die werkplek en vanoggend kuier twee manne van CBMC saam met ons in die ateljee. Harm Engelbrecht hou die pot aan die kook by CBMC saam met 'n paar ander manne en Petrus Saul staan aan die hoof van sy eie familiebesigheid in Atlantis. En hy het sopas vir my gesê dat die huwelik ook 'n besigheid is, so hy het sy hande vol. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Môre Lisel. Petrus, kom ons begin by jou. Watter rol speel jou geloof in die manier waarop jy jou besighede bedryf? Iemand het een keer tereg gesê, as jy 'n hartaanval wil hê, dan moet jy in die konstruksiebesigheid ingaan. Nou dis waar ek tans is. Ek is in die konstruksiebesigheid. Ek is 'n goeie kandidaat vir 'n hartaanval. Ek moes seker al een gekry het. Maar weet jy van dit ek by CBMC kom aangesluit het CBMC groot verskil gemaak in my geloof en in my besigheid. Daar's nog steeds baie uitdagings in my besigheid hoor, maar die manier hoe ek die uitdagings hanteer, maak 'n groot verskil. En ek het twee seuns wat saam met my betrokke is in die besigheid en ek probeer dit ook oordra aan hulle. Wanneer ons kom by uitdagings, dan doen ons altyd 'n gebed vir die saak of ons praat in diepte met die Here daaroor. En weet jy, ons kry soveel wysheid in die skrif en 'n woord by die Here hoe ons dan die spesifieke probleem moet aanpak. Ek kan net sê van CBMC in my lewe gekom het, kan my vrou ook sien en my kinders ook sien, daar is 'n groot verskil in hulle pa en my vrou kan sien in haar man, daar is 'n groot verskil en my geloof is daardeur versterk deur CBMC. Hoe spoel dit deur na die res van die maatskappy toe? Jy's nou in die konstruksiebedryf, so daar's manne wat baksteen in lê, daar's manne wat sement aanmaak. Kry jy dit reg om jou geloof te laat deurspoel ook na hulle toe? Hoe lyk die menseverhoudings? Weet jy, ons het so 'n paar jaar gelede 'n projek begin. As die eerste keer wat ons ook so 'n groot projek begin het en ons het vir die Here dankie gesê in die eerste plek toe die projek toegeken is aan ons. Maar wanneer ons altyd op terrein kom, dan het ek altyd die manne bymekaar geroep. Nou, die spesifieke plek was in Constantia. En nou het ek mense in diens geneem van die omliggende plekke. Hulle ken nou nie vir ons nie. Ons kom nou van Atlantis. En daar het ek die manne in die oggend bymekaar geroep en gesê, kerels, voor ons enige iets doen, kom ons bid eers. En dan kon jy ook die reaksie sien op sommige van die manne se gesigte. Wow, ons gaan nou bid. Wat gaan er nou hier aan? Maar ek het dit 'n punt gemaak, dat dus elke oggend voordat ons begin, dan vra ons vir die Here om vir ons te seën gedurende hierdie dag, die manne se handewerk te seën. En weet jy, daardie projek was 'n baie groot uitdaging vir ons, want dit is die eerste keer wat ons so 'n groot projek gedoen het. En ons het nie basies die finansies gehad om dit ook af te kon handel nie. Maar daardie projek kan ek vandag sê, met die hulp van die Here, het ons dit suksesvol afgehandel. Harm, 'n man is nie 'n eiland nie. 'n Besigheid kan nie homself bestuur nie. Julle is daar om veral manne, dis die Christelike besigheidsman-organisasie, om hulle te ondersteun. Hoe doen julle dit? Lisel, daar's verskeie maniere. Ons het 'n benadering wat ons sê, ons wil graag 'n man ontmoet daar waar hy is en hom help om die man te word wat God hom ontwerp het om te wees. So ons stap 'n pad saam met besigheidsmanne, of hy nou die Here ken of nie, gered of ongered. Ons vat hom daar waar hy is en ons stap met hom die pad van geestelike groei en disippelskap. Ons fokus van CBMC is op geestelike groei en om elke man te bring tot volwassenheid in Christus, soos Kolossense 1 vers 28 sê. Maar dit gebeur deur persoonlike verhoudings. 1-tot-1 verhoudings wat ons met manne regtig waar 'n mentorpad stap. En dan verder deur weeklikse byeenkomste waar ons die manne ook in Bybelstudie lei en uit met boeke wat ontwikkel is vir die doel om manne te help om besigheid te doen volgens God se wil. Ons weet besigheidsmanne het nooit tyd nie. Wanneer kry julle hierdie goed ingepas? Soggens vroeg. Ons begin soggens van 6 tot 7 kom meeste van ons spanne bymekaar, die weeklikse spanne. En dan die manne wat die 1-tot-1 disippelskap programme doen, ons noem dit opdrag Timoteus, dit werk die manne ook maar deur die oggend in weeksoggend. Maar mense moet verstaan dat dit mos maar 'n commitment vat. Ek meen daar's 'n opoffering. En iemand het eendag gesê, as jou geloof jou niks kos nie, is dit waarskynlik niks werd nie. So dis maar 'n opoffering wat gemaak word en ons spandeer maar baie tyd met die ouens en van maandag tot Vrydag is die dag lank. Hy begin maar vroeg in die oggende. Maar dis 'n opoffering wat 'n mens doen en ons pluk die vrugte daarvan. Dan 'n derde ding wat ons doen met die manne is om die wat nie so gereeld weekliks kan bymekaar kom nie. Ou soos Petrus wat nou in die konstruksiebedryf is, wat dalk net een oggend vir ons kan afstaan.
Dit is nou nog goed, maar die manne wat sy voormanne is byvoorbeeld, hulle moet op die site wees of op terrein wees. So vir hulle het ons 'n middagbyeenkoms wat ons noem besigheidsforums vir enige entrepreneur wat in sy eie besigheid staan en waar ons een middag in die maand vir die ou vra, kom sit vir 4-5 ure saam met ons en ons mentor jou en ons help jou deur die prosesse van hoe om besigheid te doen op die regte manier en hoe om my slaggate te vermy en hoe om die besigheid in te rig volgens die beginsels wat ons in die skrif lees. Ons fokus baie op hierdie program om uit te gaan en 'n verskil te maak en ons daag mense uit om elke dag, al is dit die kleinste dingetjie, maar om net anders te gaan dink oor dinge en anders te gaan doen. Kry julle terugvoer, soos Petrus nou vir ons sê, dit het 'n verandering in sy besigheid teweeggebring, dit het 'n verandering by hom teweeggebring en hy het spesifiek genoem dat sy vrou en sy kinders ook kan sien dat, so met ander woorde, dit het ook 'n verandering by die huis teweeggebring. Hoe lyk die terugvoer van die manne wanneer hulle besig is met hierdie dinge? Ja, natuurlik. Daar's baie suksesverhale en ek dink ons kan dalk 'n paar ure program maak net om die manne se getuienisse vir julle terug te speel en te sien van die verskille wat dit gemaak het in besighede. 'n Paar van ons manne wat sy vrouens sal kom getuig en sê dat nie net hy verander het nie, maar hulle hele huisgesin en die hele manier van hoe besigheid gedoen word. Manne wat teruggegaan het en gaan goed regstel het wat verkeerd was, wat oor die jare aangekom het en foute wat hy in sy besigheid gemaak het en met sy personeel en so aan. So ja, daar's natuurlik 'n klomp uitdagings want die ou word nou iewes skielik uitgedaag om goed te gaan regstel wat nie reg was nie of wat nie reg is nie. Maar ja, daar's baie getuienisse wat terugkom van besighede wat omdraai, van huwelike wat omdraai, en van verhoudings wat herstel word, want die hele beginsel is maar verhoudings en dit begin mos maar met die verhouding met Jesus. Rome is nie in een dag gebou nie, so alles gebeur nie onmiddellik nie, net dit vat 'n tydjie vir hierdie dinge om in plek te kom. Petrus, ek wil graag vir jou vra, as ons nou kan sê, wat is die 2 goed waarop mense moet let om 'n verskil te maak in hulle besigheid deur geloof? Geloof is baie belangrik in alles wat jy aanpak. Ons kan so baie kere geloof in iets insit wat so onbeduidend is. Maar as jy 'n sukses wil maak van jou besigheid, is mens maar geneig besigheidsmanne om op eie insigte, eie kragte staat te maak. En nooit die Here te betrek, op God te betrek in dit wat hy doen en dit wat hy beplan nie. Die woord leer vir ons, te vergeefs waak die wagter, as God nie die stad bewaar nie. En te vergeefs bou die bouer, as God nie self die huis bou nie. Nou, ons wil altyd alles op ons eie doen. Ons kan ons so verlaat op tegnologie, wat is goed vir die goed om daar te wees, maar ons vergeet om die belangrikste aspek in ons besigheid in te bring, is om vir God erkenning te gee in alles wat ons doen, in alles wat ons aanpak, en daardeur 'n groot sukses te maak. En dit is wat ek kom leer het by CBMC. Hoe groot of hoe klein die saak is, ek bring die Here in, ek bid vir dit, en weet jy, ek wil nie lank wees nie, maar ek kan nou spesifiek sê, ons het onlangs 'n projek klaar gemaak, maar in die begin stadium van die projek, het ons baie probleme gehad met die bouinspekteur. En as 'n bouinspekteur nie vir jou goed gesind is nie, dan gee jy jou harde tyd. En dan kom hy sien altyd terug na my toe, hy is die een wat nou in bestuur gewees het van sake daar, en sê vir my, daddy, en dit en dat, en dan kan ek my so vererg vir die goed wat daar gesê was, en die goed wat daar gedoen was, en ek het toe kom besef, maar ons is besig om nou, aan die einde van die dag, die projek nie suksesvol af te handel nie, vanweë die persoon wat is nie goed gesind is nie. En toe dit kom by finale oorhandiging, het Masjien my gevra om saam te gaan, en ek het die oggend in die bakkie geklim, en vir hulle gesê, ek het nog 'n subkontrakteur saamgeneem, vir hulle gesê, kyk hier manne, ons gaan nou bid. En ons het nog gebid, en ek het vir die Here gevra, Here, U is die kenner van die mens se hart, U is die toetser van die mens se niere. Praat met hierdie inspekteurs, werk in hulle harte, dat wanneer ons nou vanoggend hierdie projek gaan afgee, dat hulle niks fout sal vind nie, en niks slegs sal sê nie, of iets slegs sal sien nie. Nie dat ek wil sê dat God hulle blindheid moet kom slaan vir gebreke in die gebou nie, maar dat God in hulle harte moet werk. En weet u, toe ons daar op terrein kom, en ons stap in die gebou in, maar ek stap so agter hulle, my seun stap toe nog voor met die inspekteur, en ek bid soos ek haar stap, en hulle het die oggend nie een fout gevind met ons vakmanskap nie, en na al die inspeksies gedoen was, het hy ons hand kom skud en gesê, wel gedaan manne,
Weet jy, en ek het agterna vir die manne gesê, dat aan God kom al die eer toe, dit is net die Here wat ver oggend hier saam met ons was, die Here wat ver oggend saam met ons deur hierdie gebou gestap het, en in hierdie inspekteur se harte gewerk het, en dit is wat ek ook tuis bring met my kinders, hoe hulle moet sien hoe God se krag werk in ons lewens, en in ons besighede, en dit was 'n tasbare bewys vir my gewees. Harm, 'n laaste woord van jou. Wat is die een ding wat 'n mens moet saamvat in jou dag wanneer jy jou besigheid bestuur? Dis 'n moeilike ding vir mense om te verstaan, maar dis dat jou besigheid nie joune is nie. Dit behoort aan die Here en jy is slegs 'n instrument in sy hand. Jy is net 'n kanaal waardeur hy weer iemand anders wil seën. En ons is net rentmeesters van dit wat hy vir ons gegee het. So ek dink sodra mense daai kop skuif gemaak het om te sê dis nie my besigheid hier, dis God se besigheid. En dit is daarom om te eer. Ek dink dan is daar 'n groot oorwinning behaal, want dan gaan dit nie meer oor 'n najag van wins en geld nie, maar dit gaan oor wat kan ek doen deur my besigheid om sy koninkryk te bou. Harm, as besigheidsmanne by julle wil inligting kry oor die manier waarop julle projekte aanbied, die Bybelstudieoggende, waar kan hulle inligting kry? Hulle kan sommer 'n e-pos stuur na admin@cbmc.co.za. Die CBMC staan vir Christian Business Means Connection en admin@cbmc.co.za. Dit was dan Harm Engelbregt van CBMC wat saam met ons gekuier het, en die e-posadres waarna hy verwys het is admin@cbmc, die afkorting cbmc.co.za, en Petrus Saul het ook saam met ons gekuier. Baie dankie dat jy vanoggend saam met ons in die ateljee was. Baie dankie vir die geleentheid. Baie dankie, Liz, ja.